Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees. Ons lees so 'n bietjie deur Psalm 16. En vanoggend wil ek graag sommer so 'n bietjie verder by jou saam met jou stil staan. Ek is daar so by vers 3 rond, nê. Onthou julle gister het ons nou so 'n bietjie saam gelees. Hy sê daar: die afgode van hierdie land is so aantreklik vir baie. Met hulle wil ek niks te doen hê nie. Hy sê so mooi daar by verse 4, die tweede deel: vir die afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Waarmee is Dawid hier besig? Die wonderlike deel wat hy hier doen is, hy maak 'n belydenis. Gister iewers sy begeerte bekend gemaak. Vandag maak hy belydenis bekend. Sy belydenis is om te sê, aan wie behoort hy? Die gedeelte vooraf, hy sê, daar by vers 2 se tweede deel: ek behoort aan u. Daar is vir my niks goeds behalwe by u nie. Hy sê die afgode van hierdie land is aantreklik vir baie mense. Maar vir my is hulle nie aantreklik nie. Waarom nie? Want ek weet aan wie ek behoort. Weer maak ek 'n draai in my gedagtes by vraag 2 van die Heidelbergse Katekismus. My enigste troos in lewe en in sterwe is om te weet dat ek aan Jesus Christus behoort. Dat ek aan God behoort. En juist daarom is die afgode van hierdie land nie vir my aantreklik nie. Daarom sal ek hulle nie vereer nie. Daarom sal ek bloedoffers nie vir hulle uitgiet nie. Daarom sal ek hulle name nie op my lippe neem nie. Ek vat vandag met my saam dat ek weet aan wie ek behoort. Ek weet aan wie ek behoort. Kom ons bid saam. Here ons Here, mag u dat vanoggend ook iets van my belydenis hoor, dat ek weet aan wie ek behoort. Ek behoort aan u. En juist daarom, Here, sal dit u naam wees, wat op my lippe sal wees. Die offers wat ek bring ek vir u, Here, want ek behoort aan u. Daar is vir my niks so goed soos om naby aan u te wees nie. Dankie Here. Dankie Here dat ek kan weet in lewe en in sterwe dat ek aan u behoort. Dat u die eienaar is van my lewe. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê en mag die goedheid en guns van die Here oor jou wees. Mooi bly.